ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke, deel 464. Ek is professor Ronus Retlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek Wat is jou God se naam? Dis 'n A5 boek, so dik, blou boek. Dis 'n moed. As jy iemand wil bless, dis die boek wat jy hom mee kan bless of haar kan bless. Jy kan my kontak by ons WhatsApp nommer 0722367124 of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. Soos jy kan sien hierbo. Alhoewel ek hierbo wys is daar's altyd nuwe mense. Daar is weekliks nuwe mense. En as jy hier kyk, dan wys ek al net waar om te kyk vir die kontakbesonderhede. As dit dan die eerste keer is dat die reeks kyk of luister, is uiters belangrik om by deel 1 te begin, anders sal jy nooit die volle waarheid weet nie. Dit is baie waar. Het noodsaaklik inteken op die YouTube kanaal, subscribe, sodat jy al die verskillende kennisgewing van ons studies kan ontvang, is ook ons TikTok boodskappe. Baie dankie broer Rudy, word waardeer. Broer David, broer Oliver, baie dankie. Stuur ook hierdie kontak vir u kennisse en die vriende. Hierdie is lewensveranderend, maak seker dat jy skryfblokpen en papier byderhand het. Kom ons bid saam. O, prys hom. Ons kom vanmôre om vir u baie dankie te sê, Vader Jaffa, vir die voorreg wat ons kan hê vanmôre om as Jafiste en bruid reg oor die wêreld saam te wees. Die woord sê waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. En ons sê dankie Vader, ons het nie nodig om 'n hele groep mense te wees nie. Wanneer ek in die Ruach saam is, dan is ons 2. Hoe wonderlik is dit. Dankie vir die voorreg om vanmôre in die bo-natuurlike name te kan aanbid, wat die kerkwêreld maak asof die Israeliete nooit Vader Jaffa se naam mag gebruik het nie, bewys die skrifgedeeltes die teenoorgestelde daarvan. Waar u sê, my volk sal my naam leer ken. U sê daar in Spreuke 30 vers 4, u sê, wie hou die wind in sy hand? Wie hou die reën in sy vuis? Hoe is sy naam en hoe is die naam van sy seun? As jy dit weet, kan vanmôre ons onsself indink dat koning Salomo ons aanmoedig om die naam, u naam te moet ken en die seun se naam te kan ken. Hoe is u naam? Die Vader se naam, wat die reën in sy vuis hou. En hoe is die naam van sy seun? Ons dankie vanmôre vir bo-natuurlike waarheid en dat ons u vanmôre in die krag van die naam kan aanbid. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Javashua. En elke Jaffa sê halleluja. Halleluja. Wat 'n bo-natuurlike voorreg om so saam te wees en te eet en drink uit die fontein van lewende waters. Halleluja. Baie dankie Vader dat U ons voed met die brood van die lewe in die waarheid. Het is een ding om brood te hê, maar om lewende brood te hê en waarheid te hê bo alles. Loof hom. Loof hom. Die boek Spreuke 24, let op die beeldspraak. Ons is steeds besig met die addisionele skrifgedeeltes. Genesis 1, ons is besig met Genesis 1. Ek dink ons het op by vers 5 gekom. Gisteroggend. Nou gaan ek nie deur elkeen van daai skriffies loop nie, want u het ons nou gedoen. Ek gaan direk beweeg na Genesis 1 vers 13 om nie onnodig tyd op te vat nie. Want ek wil hê dat u moet hierdie waarheid sien. Hy sê Genesis 1 vers 13. En dis nou natuurlik nadat hy die lig gemaak het,
wat die duisternis verdryf het, wat ons altyd gedink het, die son, die maan en die sterre was, wat dit nooit was nie. Kerk het vir ons gelieg. So maklik soos dit, daar is nie 'n ander manier om het te stel nie. Genesis 1 vers 13. En dit was aand, en dit was môre, die derde dag. Dit is nou mooi wat gebeur, nou eers hierso op die derde dag. Dit het daar op die eerste dag gebeur nie. Op die derde dag. Genesis 1 vers 14. En Jahwe Almagtig het gesê, laat daar ligte in hakkies meervoud wees. Het hy dan Genesis 1 en Genesis 2 sê, laat daar lig wees? Of ligte? Lig, enkelvoud. Laat daar ligte, dis meervoud wees, aan die uitspansel van die hemel. Ek wil net dat ons bietjie na die woord uitspansel kyk. Die 33 praat van die uitspansel van die hemel. So met ander woorde, ons kyk na die uitspansel. Waar is die son en die maan en die sterre? Die uitspansel. Dis die hemel. Die eerste een. Dan jou 83 kom en hy sê, en laat daar ligte wees aan die gewelf. Uitspansel in die 83 gewelf. Ek vra vir u, wat se ding is 'n gewelf? Ja, julle wat studente is, het jy goed geleer, julle weet. Vir dit soms uit my kop uit. Gewelf, wat se ding is 'n gewelf? Wel, niemand het geweet nie. Pastoor en predikant het nie eens geweet wat sy gewelf nie. Dis die uitspansel wat in die Westcarter North-Tex van 1881 die woord uitspansel wegvat en die nuwe Griekse woord gewelf daarin vertaal. Gewelf wat dan in die 2020 Bybel dan die koepel word. 'n Koepel is wat? Is 'n ronde ding. Wie aanbid in 'n koepel? Jou moslems, jou hindoes, jou oosterse godsdienste, Boeddha, tempels, almal het die 33 Bybel gepraat van die uitspansel, die hemele, of die hemel. Die 83 kom en hy praat van die gewelf. Nou die gewelf gaan jy gaan opsoek vorentoe, is ook 'n koepel, is 'n ronding. Wat hulle nie wou direk wou sê, in 83 sê, na die koepel nie. Want die koepel is 'n halwe maan. As ek dit vir jou so wys, dis 'n koepel. En dis 'n koepel daar. En as ek 'n tweede koepel daar sit, dan het ek 'n wiel. Ag, het ek 'n bal. Dit is die teken vir die songod, Nimrod, die koepel. Nou in die 2020 Bybel sê hy, by die voetnoot daaronder, gaan kyk self daar, by Genesis, wat sê hy, 1 vers 14, aan die voetnote sê, die hedendaagse oosterse mense glo aan koepels en hulle bly in koepels, hulle aanbid. Wat het 'n hindoe, 'n hedendaagse oosterse godsdienst, met 'n protestante Bybel te doen? Net so terloops. Kry my boek, ek noem hom sommer hierso, kry my boek, waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling? Maar sommer 3 seatbelts, want jy gaan seer kry as jy daai boek lees. Laat daar ligte, meervoud wees aan die uitspansel. Nou het ons iets lekker geleer, né? Oor 'n koepel, 'n uitspansel, 'n koepel en 'n gewelf en 'n koepel. Dis sommer net so, soos die Engelsman sal sê, free of charge. Dit is nie deel van die notas gewees, maar net by my opgekom. Aan die uitspansel van die, hy sê, laat daar ligte, meervoud wees, aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag. Ai. Daar so in Genesis 1 en Genesis 2 het hy gesê tussen die lig en die duisternis. Hier praat hy van die dag en die nag. En laat hulle, dis die sterre, dien as teken sowel as vaste tye, as ook vir dae sowel as jare. Nou wat sien ek hierso? Son,
maan en die sterre. Hulle is as ligte daar geplaas, meervoud, son, maan en sterre. Nie in Genesis 1 vers 2 nie. Om skeiding te maak tussen die dag en die nag. En laat hulle, die son, die maan en die sterre, dien as teken sowel as vaste tye, as ook vir dae sowel as jare. Ai. Vers 15. Laat hulle, dis meervoud, die sterre ook dien, as hy sê, laat hulle die sterre, die son en die maan, ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemele. Ekskuus tog. Hemel. Ja, hy sê hemele. Ligte in die uitspansel van die hemele. Hy sê nie hemel nie. Meervoud. Om lig te gee op die aarde. En dit was so. Wel, baie keer is die maan hier by ons so helder, dat ons moet gaan kyk of ons nie 'n buitelig aan vergeet het nie. En dan is dit die maan wat so duidelik lig is. Jy kan loop sonder 'n flitslig, so lig is dit. Dis wat hier gebeur. Laat hulle, die son, die maan en die ster, wel laat hulle dien as ligte aan die uitspansel van die hemele, om lig te gee op die aarde, en dit was so. Maak jou sitplekgordel vas, vers 16. Jahwe die Almagtige het toe die twee groot ligte gemaak, of gespreek. Hy het niks met sy hande gemaak nie. In die hele Genesis 1 nie, niks nie. Nie eers die mense daarso, in Genesis 1 vers 26. Genesis 1 vers 26 tot 29. Selfs daar. Hy het vir ons jy moet vermenigvuldig en vrugbaar wees. En daar is nie Adam en Eva nie. Moenie net jou predikant vir jou lieg nie. Sê Adam en Eva nie. Adam is eers gemaak na die 7de dag. Het jy dit geweet? Wel, gaan kyk na jou Bybel. Hy is in Genesis 2 gemaak, nadat Jahwe gerus het. Toe maak hy Adam. Jahwe die Almagtige, dis vers 16, het toe die twee groot ligte gemaak. Hy het hulle gespreek. So hier is dit nou waar hy spesifiek verwys na die twee. Die groot lig, dis die son, kyk my vingers, om te heers oor die dag, en die klein lig, die maan, om te heers oor die nag, ook die sterre. Nou al wat hier gebeur, vers 16 is 'n bevestiging van vers 14 en vers 15. Jahwe Almagtig het toe die twee groot ligte gemaak. Maar wat het hy dan gemaak daar in Genesis 1 vers 2? Ons het altyd gedink, hy het die son en die maan en die sterre daar gemaak. Daar het hy die seun geformeer. Kom ek kan terug. Daar het hy die seun gegenereer. Ons gaan die skrifte hanteer. Hy het hom gegenereer, hy het hom verheerlik. Die lig, om wat te doen? Om die krag van Satan, die duisternis, te verdryf. Toe het Jahwe die Almagtige het toe die twee groot ligte gemaak, gespreek. Die groot lig, die son, te heers oor die dag, en die klein lig, die maan, om te heers oor die nag. Ook die sterre, vers 17. En Jahwe die Almagtige het hulle, dis die sterre, die son en die maan, aan die uitspansel van die hemel gestel. Nie die dome nie, of die koepel nie, of die gewelf nie, aan die uitspansel. En Jahwe die Almagtige het hulle, die sterre, die son en die maan, aan die uitspansel van die hemel gestel, geplaas, gespreek, daar was hulle, om lig te gee op die aarde, om te heers oor die dag en oor die nag, en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis, die nag. Toe sien Jahwe Almagtig
dat dit goed was. En dit was aand en dit was môre, die 4de dag. Nou wat sê jy daarvan? Gaan na jou pastoor toe, gaan na jou predikant toe, vat jou Bybel saam. Ek hoop net jy het 'n 33 Bybel, en nie 'n 83 Bybel of 'n 2020 Bybel nie. Vra vir hulle, wat staan hier geskryf? Wat het gebeur in Genesis 1 vers 2? En dan moet hom nie sê nie, dan sal jy sien hoeveel van hulle sê vir jou, dis die son en die maan en die sterre. En dan vat jy hom na vers 13, 14, 15, 16 en 17 toe. Tot môreoggend as Jaffa wil, Maranatha, Jaffa kom weer, halleluja.